Goedemorgen familie. Deze goed naam van de Heer. Wat het voorbeeld van morgen weer eens op die naam van de Heer voor te maken. Zoals ik altijd zeg, ons is hier om de Heer te loof en te prijs. Want alles is hier om te doen. Jezus heeft zijn levens afgelegd. Met ons om te loof en prijs. En dankbaarheid die erom kan betonen. Ik wil graag net 2 versen lezen van de Heer. My vastgestelde hierdie week. Dis Psalm 95 vers 6 wat sê, kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Môre kom te kniel voor die Here, ons dankbaarheid teenoor hom te betoon. Die tweede vers is Handelinge 6:25 die verhaal waar Paulus in die tronk gewees het, praat en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Miskien u hierdie week 'n moeilike week gehad, uitdagende week gehad. En ons sien dat Paulus en die Here geloof en geprys. Vanmôre is dit u oorwinning vanmôre om die Here te loof en prys, dat u nog staande is vanmôre. Dat u vanmôre nog hier kan wees. Saam met die broers en die susters, saam met Vader, Gees en Heilige Gees. Vader, hier kan wees vanmôre, dis eer en hom kan bring. So vanmôre kom ons nie alles tot eer van die Here. Want hy is hier, waar die woord van die Here sê, wat 2 en 3 sy naam is, hy is daar. So, Vader, as jy Heilige Gees is, Jesus is vanmôre. Kom ons staan in 'n geopende gebed. En ons fokus vanmôre, ons is net op die Here vanmôre. Amen. Vader van ons Here Jesus, dankie dat ons kan kom as mense na U toe, Here, kan weet. U is 'n genadige en 'n barmhartige God. Dankie dat U ons nooit verlaat en begewe hierdie week nie, dat ons môre kan kom en eer aan U bring, Here. Ja, baie is gebroken, baie is nie ver kort, Here, maar dank dat ons kan weet, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Niks kan ons skei nie, want U is lief vir ons, Here. U wil kom om die mens te veroordeel nie, maar om ons, Here, kom voorsien in elke behoefte vanmôre. En dat U naam verheerlik sal word vanmôre deur ons lofsange en ons offers aanvaarbaar by U mag wees vanmôre. In die naam van Jesus met baie danksegging. Amen, amen. Prys sy naam. Kom ons loof die Here. Jy baie. Prys die Here. Oh, yeah,
Holy Spirit, I need thee. Holy Spirit, I Hallelujah. Praise the Lord. Ibang isa din yung pabili. Yes. Amen. Dit is so wonderlik om die Here te kan loof en te prys. Net voordat ek begin, kom die gedagte by my op. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Touching Him.
There is only one way to touch it. Just believe when you fall on His grace. What touching Jesus is all that matters. In your life will never be the same. There is only one way to touch it. Just believe when you call on His name. Oh, touching Jesus is all that in your life will never be the same. There is only one way to die. Just believe when you call on His name. Hallelujah. Amen. Omdat die ons verheerlik die naam, ons prys die wonderbare naam, al die lof en die eer, verheerlik die naam, ons verhoog die grote naam, prys die naam van die Here. Ek gaan voorgaan met jou. Prys die Here. Moet my maar verskoon, ons probeer in die klank reg kry. So as die klank 'n bietjie 'n probleem is, verdra ons, prys die Here. Maar hy dit is so kosbaar om te sê, touch you Jesus. He's all that matters. Amen. En dit laat my dink aan daai vrou, dit is nie my boodskap nie, maar ek wil vir julle sê, dit kom by my op. Dis al waaroor dit gaan. Dit gaan oor Jesus en hom alleen. Amen. Dit het nog nooit oor my of jou gegaan nie. Dit gaan nog altyd oor die naam, oor elke naam. Sy naam is Jesus. Hy is die een wat vir jou en vir my aan die kruis gesterf het. Daar is niemand anderste wat die sondes kon wegdra nie, behalwe Jesus Christus. En dit is vir my voorreg om vanoggend saam met u in die huis van die Here te wees, op hierdie lekker wintersoggend. Ek wil vir u sê dat ons is 'n gunstige tye. Ons dien die Here. Amen. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Amen. Volgende as jy is, het die Here afspraak met jou vanoggend. En met jou alleen. Amen. Dis wanneer die Here begin werk in ons. Want ons toelaat dat die Heilige Gees werk. Ons toelaat dat sy wil geskied. Ek sê vir iemand gistermiddag, terwyl ek met hom praat, en dink ek daar, vir 2 ure lang praat ons oor, wat is die wil van God in my lewe? Wat is die wil van God in jou lewe? Soek jy nog die wil van God, of soek jy jou eie begeertes? Die Bybel sê, ons word weggeleid deur ons eie begeertes, ons eie te doen en late, dan maak ons 'n skeiding tussen ons en God. 'n Skeiding tussen ons en die Heilige Gees. En een ding moet jy reg onthou, is dat hier moet ons die Here dien, met alles wat in ons is. Dien die Here terwyl ons nog hom kan dien. Doen dit terwyl ons dit nog kan doen. Want wanneer hierdie woord verwyder word, wanneer hierdie kerksdeure gesluit word, om in die regering so gesê, dan weet ons dien nog steeds die Here van die leerskare. Ek wil dit vir julle sê vandag, vanoggend, ek gaan dalk nie lank preek nie, ek gaan dalk nie 'n boodskap vir jou gee wat jy wil gehoor het vanoggend nie,
Maar dit is wat die Here op my hart gegee het, en die Here let op my hart vir al meer as 2 maande. En elke keer dan wil ek voorberei vir dit, en dan sê die Here, nie nou nie, doen dit nou. En ek is voorberei daarvoor, en ek wil vir u vra, moenie uit hardloop, omdat jy nou voel, dit pas nie by jou nie. Dit is Bybel, dit is volgens God se woord. Ek wil amper vir u sê, dit is volgens God se orde. Wanneer ons in die huis van die Here kom, dan gaan dit oor die Here. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor die Here. Jou gevoelens en al die goedjies sit sy langs. Kom ons dien die Here. Kom ons maak ons oor oop. Ek wil vir jou vanoggend vra. Ek ervaar die salwing terwyl ek hier staan. Terwyl broer Frank die musiek bedien het, toe ervaar ek dit. Die gees van die Here is hier, hy wil werk met jou en met my. Maar ons gaan net van ons gehoorsaam is aan die woord, en my boodskap vanoggend is, kan jy daai prentjie vir my opsit asseblief? With God, obedience is better than worship. Daar kom 'n tyd wanneer ons die Here moet dien in lofprysing en hom al die lof en die eer gee. Dis wat ek gehad het gisterand toe ek by die huis was. Terwyl almal sport kyk, het ek gegaan en ek het voor die Here se aangesig gekniel en vir hom gesê, Here, without you, I can do nothing. Ek herken dit. Ek kan niks doen sonder die Here nie. Ek is maar net 'n ou mensie. En hierdie ou mensie het maar ook foute. Maar jy moet onthou, daar's een wat perfek is en sy naam is Jesus. Amen. En hy alleen het vir ons aan die kruis gesterf. Ek gaan dit seker teen begin glo vanoggend. Ek wil vir jou sê, die woord sê, with obedience is better than worship with God. Die Afrikaans sê eintlik baie mooier, en ek gaan nou daarby uitkom. Maar ek wil vir jou eintlik sê, word gehoorsaam aan die gees van die Here. Ons leer in die woord van God, dat beproef, toets die gees. Nou, hoe toets jy die gees? Jy gaan doen navorsing vanoggend. Gee jou huiswerk. Nee, nou nie van huiswerk. Ons het ons almal huiswerk gehad op skool. Maar ek wil jy vanoggend huiswerk gee. Gaan huis toe. En wanneer ek klaar hierdie woord bedien het aan jou, dan kom jy vanaand terug en sê vir my, Fransjo, pastoor, nee, hierdie was nie reg nie. Dit is nie Bybels nie. Of kom in en sê, ek wil net gou iets noem, pastoor. Jy het 'n foutjie gemaak. Weet jy wat is die probleem van vandag? Ons is al wetend, al wysend. Ons vergeet dat ons ook mense is, ons moet leer. Dawid kom, en as jy nog nie gelees het, gaan lees wat hy gedoen het. Hy word oud, en op sy ou dae begin hy die volk tel. Nou, so 1, 2, 3. Hy kom by die Here, hy sê, Here, kyk hoe groot het die volk gegroei. En die Here sê, wie is jy om te tel? En die Here straf hom. Die Here sê, daar is 2 opsies. Of die volk straf jou, of ek straf jou. En hy sê, Here, laat jy my ene straf, want die mens is 'n geweldige groot ding. Dis my eie voorbeeld. Dink net 'n bietjie daaraan, wat kan die mens doen? As ons sien wat in die media gebeur, wat ons in die wêreld gebeur, wat in Suid-Afrika gebeur, dan sit ons eintlik in 'n probleem. Want ons het oorlê in die hand van die mens. Maar wanneer dit in God se hand is, al is dit 'n harde straf soos vanoggend gaan wees, dan gaan dit moeite werd wees. So ek wil jou vanoggend vra, weer eens, moenie uitstap wanneer ons begin werk in manifestasies of werk wat die Here op my hart gelê het nie. As jy nou wil uit die wil van die Here gaan vanoggend nie uit sonder dat jy geluister het wat die Here sê. Gaan nie uit kwaad vir iemand anders nie. Dan gaan jy kan sien wat gebeur. En ek probeer nie slaaks wees nie, ek probeer nie waarsêer wees nie, ek probeer sê wat sê God se woord. Die probleem is, almal hardloop uit. Maar niemand hoor die woord. Ons is baie keer maklik om te sê, dit is nie vir my nie. Was dit regtig nie vir jou nie?
Kom broer, elke dag is 'n nuwe dag. Ek het Woensdag gesê, Woensdag, toe sê ek by die bid, die Bybel vertel die eer van God. Die uitspansels verkondig die werke van sy hande. Die een dag stond vir die ander dag 'n dag van kennis uit. Die voeltjies sit hier so buite en fluit. Hy kry kos elke dag en ek en jy is bekommerd oor wat môre gaan gebeur. Vandag is die dag wat jy moet oorgee aan die Here. Gehoorsaamheid is beter as lofprys in partykeer. Dit is nodig om partykeer gehoorsaamheid te toon aan die woord van God. As om te dink, ek is alright, ek gaan hemel toe. Baie mense sit vandag by die huis met die verkeerde gedagte dat hulle gaan hemel maak. Sonder Jesus gaan jy dit nie maak nie. En as jy voor jy vir my sê, maar kerk was eintlik nie gemaak vir mense, want ons is die kerk, dis reg, ons is die kerk. Maar wat het Paulus en Petrus gedoen? Hulle tyd gemors. Ek en jy moet ons begin regkom, kinders van die Here. Ons moet begin terugkom by God se woord. Luister wat God se woord sê. En ek wil dit vir julle graag lees uit Johannes 13 vers 3 uit. So ek het nou hier gevra, jy moet nou nie uitloop nie, maar hoor wat sê die woord van God. Vers 3 sê, het Jesus omdat hy wis dat die Vader alles in sy hand gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, wat van die maaltyd opgestaan en sy boekleed uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarom het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afgedroog met die doek wat hy hom omgekwaad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Heer, gaan u my voete was? Jesus sê vir hom, wat ek doen begryp jy nou nie, maar sal dit hierna verstaan. Net voordat ek verder lees, ek moet hier vir u iets gesê van Petrus daar. Hy het nie verstaan nie. Maar die dag toe die uitstorting vir Heilige Gees plaasvind, toe verstaan hy. Toe verstaan hy waaroor die Here mee besig was. Onthou dit, sit in jou gedagtes. Petrus sê vir hom, u sal my voete in die ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek nie jou was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Heer, nie net my voete nie, maar my hande en my hoof. Dis hoe kosbaar wanneer ons by die Here kom. En as so lekker gevoel is, Here, moenie net my hart nie, maar maak my hele lewe my. Want my hele lewe behoort aan U. Dan wanneer jy jou hart so vol is van die Here, dan begin jou hart brand vir alles. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om voete te was nie, maar heeltemal rein. En jy is rein. En julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet van wie hy sou verraai. Daarom het hy gesê, Jesus is nie, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas het en die boekleed geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Heer, en dit is reg, want ek is dit. As ek dan die Heer en meester is, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As jy hierdie dinge weet, salig is julle wat aan hierdie goedes doen. Ek wil gou vir jou ietsie vertel. Hoekom noem ek dit nou? Hoekom doen Fransjo dit nou vandag? Hoekom het hy nou by hierdie gedeelte uitgekom van voete was? Weet jy wat is die grootste probleem in ons kerk?
in die wêreld, oral waar jy gaan vandag, die duiwel bring verwarring. Wat is die grootste probleem wat die vyand bring? Hy wil hê ek en jy moet in mekaar opstaan. Ek en jy moet beklei oor die woord, oor die waarheid. Ek en jy moet beklei. Kerk teen kerk staan op. Gelowiges teen mekaar opstaan. Ons val mekaar aan geestelik. Ons val mekaar vleeslik aan. Die hele tyd is daar iets. Ons is kwaad vir die regering. Die regering staan teen ons op. Haat steen teen haat op. Gerasse staan teen mekaar op. Wit teen swart. Pink teen pers. Alles is daar. Die hele tyd is daar iets wat altyd sal keer dat ons nie by die waarheid sal bly nie. Want dit is die vyand se plan, is om vir jou en vir my verwarring te maak. Verwarring te bring. Jou in 'n plek te bring waar jy nie glo meer in God nie. Om jou te bring in 'n plek om te sê, ek en my broer kan nie saamwerk nie. Want ons kleur verskil. Foei tog. En dan wil ons skryf, hier is die Here. En dat was baie jare terug, ek weet, ek het as kind, het ek self dieselfde vraag gevra, maar as 'n kind het ek dit gevra. Weet jy wat ek op die punt gekom, en ek wil vir jy sê, baie vra vir my, nou wat se kleur is Jesus? Luister, is ons hier nou oor kleur, of is ons hier om ons harte reg te maak vir die Here? Ons moet begin regkom, kinders van die Here. Er is tussen my en u, hy is 'n Jood. Hoekom is hy vol die Jode? Hy is nie vir die Jode. Hoekom sê ons dan, dit is nie so nie? Gaan wys vir my verkeerd. Die woord sê, hy is uit die Jode gebore. Maar daar kom 'n groot ding, wat ek en jy vergeet dalk. Ons is dalk nie Jode nie. Maar ons is uit dieselfde stam uit van. Ons is uit dieselfde geloof uit. Die dag toe jy Jesus aangeneem het, toe word jy 'n kind van Jesus. 'n kind van die Here. Dit maak jou en my wonderlik. Dan worry ons nie oor rasse nie. Ek wil vir jou sê, kry dit weg. Maak fokus jou op dit wat die woord van die Here ons leer. Leef reg voor God. Ek wil hier by ietsie los vanoggend, iets wat vir my opgevang het. Ek weet nie of julle weet, toe die oorlog in Vietnam was. Ja, Amerikaners wat daar geoorlog hou het in Vietnam. En een van ons van my vriende, wat in die vorige kerk was, waar ons was, hy werk in Vietnam, en ek weet nie of julle ken mense wat daar werk nie, maar daar is vrede, daar is nie 'n kwaadheid of enigiets nie. En almal werk lekker nou saam daar. Maar weet jy wat was interessant geweest van die geskiedenis van daai jaar? Daai jaar, toe die Amerikaners, Amerika, die soldate oorstuur, wit, swart, pink pers, allerhande klere, oorstuur om te gaan veg. Toe het hulle nie geworry oor wie hulle chommy is nie, of wie saam met hom veg nie. Al wat saak was vir hulle, dat hulle moet saam veg teen die vyand. Amen. Hoor wat ek vir jy sê, hulle het saam geveg teen een vyand. Hulle was nie verdeeld nie. En ek bring dit regtig voor u, want ek wil vir u 'n punt bewys vanoggend. Terwyl dit gebeur het, terwyl daai oorlog aan die gang was daar 'n rasseaanval gewees, rasisme in Amerika gewees. Staan hulle op teen mekaar, veg hulle mekaar, maak mekaar dood. Maar in die oorlog, slags genoeg, die veg hulle saam. En weet jy wat is die interessantheid? Daai Chinese kom, en hulle laat dit op hulle radio's, want die radio was een van die grootste kommunikasie ding daai jare gewees. So wanneer die soldate die radio aandraai, want dan sê ons in Vietnam, dis al wat jy kan luister, jy luister, hoe sing jy Chinees, hoe praat hulle op die radio, en die Chinese het agtergekom. Ons moet verdeeldheid bring in die kamp van die Amerikaners. Hoe gaan ons dit doen? Ons het ons gesien wat nou in Amerika gebeur. Kom ons doen dit tussen die soldate. En hulle laat weet, en hulle is nogal slim geweest. Dit wys hoe werk die vyand. Die vyand kom en hy sê, broeder, in jou land veg hulle nou, wit teen swart. Maar as jy ons join, dan sal saam met jou staan.
Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis hoe die vyand werk. Maar hulle het 'n fout gemaak. Want toe daai twee broeders saam staan, toe veg hulle saam vir die een doel, om die vyand te oorwin. Wat wil ek jou vanoggend sê? Moenie luister na die vyand nie. Die vyand kom ook as die engel van die lig. Maar hy is nie die engel van die lig nie. Baie jare terug, en ek praat baie jare terug, hoor ek van hierdie prediker wat teruggeval het. 'n Pinksterpredikant, en hy het regtig teruggeval. Uit die bediening uit, alles uit, op sy ou dae sal ek maar nou sê. En hy kom toe terug by die Here. En sy eerste besluit is, hy gaan vas en bid. En hy vas en bid vir 40 dae. En terwyl hy die vas en bid is, in sy sitkamer, is hy besig om te bid, en hy sê, hy ervaar op daai oomblik, daar stap iemand in. En dit is nie die gewoonte wat hy het, is 'n teenwoordigheid van 'n mens of iets nie. Hy ervaar iets groters wat hy is. Hy sê, en hy sien hierdie wit kleed, so omkom, en dit is so oor die voete, en hy dink, vir 'n oomblik, die duiwel kom as die engel van die lig ook. Want dan, hy was die engel gewees van musiek. Hy was die engel gewees wat musiek gemaak het tot eer van die Here. So, hoe kan hy sal mos gewees soos die engel. Ons verwag altyd die duiwel moet kom met 4 horingkies en goeders. Broers en susters, hy kom nie weer so nie. Hy kom netjies, gesoet en getaai. Dan kom hy om jou te verlei, jou te verkalm met sy mooi woorde en goeders. Maar so gebeur het, die man lê toe daar, die pastoor, hy lê op sy aangesig. En terwyl hy daar besig is, ervaar hy hierdie teenwoordigheid, en hy dink vir 'n oomblik, die duiwel kom as die engel van die lig. En terwyl hy dink, hoor mooi, terwyl hy dink, lig dit op. En hy sien die gate in die voete. En hy herken dis die Here. Die volgende oggend, toe sukkel sy ou vroukie om my onder die koffietafel uit te haal. Wat wil ek hier sê? Wat die teenwoordigheid van die Here instap, dan wil ek nie dink aan my sondes nie. Dan wil ek dink, hoe groot is God? Hoe groot en almagtig is hy? Weet jy wat was my lekker gewees om te dink aan daai oorlog? Daai oorlog het die vyand nie gewen nie. Moenie dat die vyand jou wen nie. Staan op vir wat reg is. Moenie die duiwel kans gee nie. En ek het nie oor ras gepraat omdat ek daaroor dink nie. Ek wil vir julle noem wat die vyand kom. En wat hy doen eerstens. Hy bring verwarring tussen jou en my. Hy bring skeiding. Want omdat ek jou geleer is en jy is nie geleer nie, dink ek is beter as jy. Nee. Sies. Ek is nie beter as jy. Van wat doen ek as die Here jou oprig en hy maak jou 'n kragtige profeet? Dan gaan ek moet terugstaan en sê, "Skus Here, ons besop hoe ons mense toelaat in ons lewe. Ons besop hoe ons die vyand toelaat in ons lewe. Hoekom noem ek dit vir u? Terwyl ek voorberei vir hierdie goedes, vir hierdie boodskap, kom hierdie gedeelte op en ek wil dit vir u lees. Ek moes dit neerskryf, anders sou ek dit nie onthou het nie. Die beeld, twee dinge, dit beeld twee dinge in sy hart uit, terwyl hy homself om God, sy bewuste godheid en die hartloosheid optree van Judas. Die boorkleed, dit was iets wat hy geweet het. Ten minste vandat hy 12 jaar oud was. Hoor jy wat ek vir sê? Jesus het geweet hy gaan sterf vir my en jou sondes. Die Here het hom voorberei. Kan ek jou sê hoe? Toe hy 12 jaar oud is, stap hy in, die sinagoge in, en hy leer die skrifgeleerdes en die fariseërs. En weet jy wat is hulle gedagte? Hulle harte, hulle soos, waar kom nou hierdie kennis? Kan ek jou gou sê hoe werk dit? Die Heilige Gees.
As jy nog nooit daarvoor gebid het, die vra ek vir jou, wanneer jy by jou werksplek kom, staan voor jou werkstafel, of wat ook al die omstandigheid is, en sê, Here, ek bid, hierdie tafel, wat ook al dit is voor my, die werk, wat ook al, bid vir wysheid en kennis van die Heilige Gees, en jy sal sien, hoe die Heilige Gees vir jou wysheid gee, van daai omstandigheid, of daai produk, of wat ook al jy doen. As jy my nie glo nie, jy kyk na jou. En dan kan ek nou vir jou hardop sê, hierdie ou, voordat hy die fabriek gewerk het, toe ek nie weet wat ek gaan doen. En ek het dit al genoem vir jy. Ek staan voor daai masjien, en ek sê, Here, ek het geen kennis van jy doen. Ek het ja gesê, maar ek weet nie so werk hy nie. En terwyl ek daar staan, bid ek, Here, ek bid, Heilige Gees, gee my die wysheid en kennis van hierdie masjien. Dat wanneer ek daarop kom sit, ek sal werk, vir 2 weke lang doen ek dit. Dis al wat ek doen, ek gaan staan voor die masjien, ek bid, en ek bid, dan loop ek weer, niks is gedoen vir 2 weke nie. Na daai 2 weke, toe kom staan die baas by my, en hy staan met sy hande soos hy sê, nou wys ons wat kan jy doen? En ek begin daai stuk staal daarop sit. En weet jy wat gebeur? Daar kom 'n meesterstuk uit. Was dit ek? No ways. Dit is hoe die Here werk. Wanneer jy dink jy is unqualified, die Here qualify jou. Hy maak jou werd om dit te kan opneem, om iets te kan maak. Terwyl ek dit noem, wil ek vir jy sê, jy is nie te swak of te dom nie. Die Here maak nie dom mense nie. Hy het slim mense gemaak. Die wat verstandig is, onverstandig is, het ek al gesien, hoe werk die Here met hulle. Gaan lees dit op. Ek gaan jy 'n voorbeeld gee. R.W. Shancock, ou Amerikaanse evangelis, prediker. Kyk, daai het goeders gesien wat ek en jy nog droom oor. Maar dalk is dit wat die Here beplan vandag, dat ons met daai kom. Hy sê vir sy gemeente, luister, kom dat ek julle salf, en hy salf hulle almal soos hulle deurstap. En hy kom by hierdie seun, 'n gebreklike seun. Nou julle weet self, as iemand gebrek het in verstand en hulle liggaam, hulle kan nie doen wat ek en jy kan doen. Maar hy sien die ywer van hierdie jong seun. En hy gee 'n opdrag, waar hy gaan salf iemand. En hierdie seun vat dit. En weet jy wat vat hy? Hy vat die salfbotteltjie. En hy stap daar uit. En hy is trots op homself. Nou daar is 'n streng. Hy stap in die hospitaal en hy begin mense salf. Hier laat in die aand, hier kry die pastoor 'n boodskap. Kry Shancock 'n oproep van die polisie af. Hy sê, behoort hierdie seun in jou gemeente? Hy sê, ja. Hy sê, weet jy wat hy gedoen het? Hy sê, nee, wat het hy gedoen? Hy sê, hulle moet hom toegesluit vir russtering. Hy het die mense gaan steur by die hospitaal, toe hom toegesluit. En hy sê, nou waar is hy nou? Hy sê, hy is hier nie selle. Hy sê, okay, maar hou nog 'n rukkie daar. En hulle sê vir hom, is jy ernstig? Moet ons met jou? Hy sê, ja, hou daar, ek kom nou nou. Hy kom by die polistasie aan, en is die seldeur oop. En hulle vra, nou, wat gaan nou aan? Hoekom is die seldeur oop? Hy sê, die polisieman sê vir hom, luister, jy verstaan eintlik nou nie wat er gaan nie. Terwyl ons hom nie toesluit, te begin hy bid vir ons. En hy salf ons. En hy vertel vir ons van ons sondes, 'n gestremde seun. Hoor mooi wat ek vir jy sê, ek lieg nie oor nie. As jy dit wil hê, laat weet my, dan stuur ek dit vir jou aan. Toe besluit hulle maak die deur oop, want hulle kan nie met hom huishou. Toe vra hy vir hulle, nou hoekom het jy hom in die eerste plek toegesluit nie, want hy het 'n steurnis in die hospitaal geword. Toe vra hulle vir hom, nou, wat het hy gedoen? Toe sê hy, stap daar in met die salfolie. Hy sê nou, die Here sê vir hom, hy moet opstap na boontoe. Nou bo was die lijkhuis.
En hy stap daar en hy begin sy hande op hulle lê en hy bid en hy sê word lewendig en hy stap weer uit. En hy stap mense uit, siekes, van bode afgewerk tot onder toe. En soos hy mense aanraak, stap die mense uit, siek, stap uit, lewendig. Nou kan ek vir jou sê, hierdie dorp hard wil ek jene af. As ek en jy salfolie vat en hulle gaan salf die wat siek is en dood is. Kan jy dit indink? As die Here so opdrag sou gee vir ons. Maar die Here gee nou opdrag aan 'n gestremde kind. So wat wil ek vir jou sê vanoggend? Jy is nie te ver nie, jy is nie dom nie. Ekskuus, ek sê dit so plat weg vir jou, maar wil jy moet hoor, die Here het jou en vir my verstand gegee, om te kan doen wat onmoontlik is. Dis hoekom Jesus op 12 jaar ouderdom kon doen, wat 'n 12-jarige kind nie kan doen nie. Volgens die reël. Het die Here hom gewys. Wysheid en kennis gegee. Ek wil vir verder lees. Hy het van die tafel af opgestaan, toe die voorbereiding voltooi was. Fisies het hy sy hoofkleed uitgetrek. Geestelik het hy uit die uiting van die godheid op sy geskuif, sonder om ooit die besit van sy godheid te verloor. Hoor hoe magtig is die Here. Die kledingstuk verwys na die optrede van die nederigste slaaf of dienaar in die huishouding. Nou daai jare, u ken dit self, was jy, as jy ingestap het in die huise van die Israeliete, dan het iemand daar altyd om jou voete te was. Daar was altyd iemand om jou voete te was. Jy het nooit in die huis gegaan sonder dat jou voete gewas is. Dit is 'n Joodse ding gewees. Dit is nie ek wat dit sê vir jou nie. So eintlik wat ek moes gedoen het vanoggend is, ek moes eintlik almal laat dink om ek moes julle voete gewas het by die deur. Want dis so eintlik ons veronderstel is om te wees, diensbaar. Maar Jesus neem diensbaarheid op, vir my en vir jou. Homself in die handdoek toegedraai, geestelik gesproke, verwys dit na die menslike liggaam wat die Vader vir hom voorsien het, om as offer aan die kruis vir ons sondes. Niks is sonder Jesus se kruisiging nie. Niks is sonder sy wete nie. Die water in die bak, geestelik gesproke, het dit na die Heilige Gees verwys, wat soos 'n rivier uit hom sou vloei. Spring of living water. Let your living water flow over my soul. Dis slaaks, dis die woord van die Here wat waarheid gee, né? Prys die Here. En hy het die voete van die disippels begin was en stel die beginsel van die diensbaarheid voor as om met nagevolg, maar veral oor die reiniging van die Heilige Gees gewaarborg word met betrekking tot die daaglikse lewenswandel. 'n Reiniging wat tot stand kom deur ons geloof in Christus Jesus en dat hy vir ons aan die kruis, wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Verder het hy ook gegaan toe sê, en hy het hulle voete afgedroog met die handdoek waarmee hy omgord was. Verwys na die menswording wat sy dood op Golgotha gemaak het. 'n Dood van vir alle sondes versoening gedoen het, reiniging vir die mensdom moontlik gemaak het. Petrus, hier kom dit nou. Petrus, bietjie bewys na dit. Petrus sou 'n vraag hê, Here, jy raak nie my voete nie. Het jy al dit gedoen? Ek het al dit gehad. Ek het by iemand gekom en sê, jy raak nie my voete nie. Nee, my voete ryk. Jy kan nie my voete raak nie. Toe sê my broeder, ek moet dit doen. Ek gaan dit doen. Toe sê vir my pastoor, hierdie mense gaan uitpaas as by spreek en ek sê vir hom, as ek eers sê, maar ek gaan my voete was. En hy sê vir my, ek wil nie my voete was nie. Ek sê vir hom, trek uit. Hy spook in die hartjie van die winter en ek trek sy skoene uit vir hom. En ek trek sy kouse uit.
En luister, daai ou se voete het geruik. Maar weet jy wat is lekker van dit? Die Here kyk nie na die ruik nie. Hy kyk nie na die gevoel nie. Luister my broer en suster, as jy wil jou hande was, dan was jou hande in die badkamer as jy klaar met iemand gewerk het. Maar ek wil vir jou vandag sê, my diensbaarheid werk soos wat Jesus gedoen het. Kan jy dit dink? Hy was die voete van sy broeder wat hom gaan verraai. Wie is ek en jy om te sê ek kan nie my broer se voete was nie of hom vergewe nie? Eina. Jy mag maar sê eina, want dit is wat ek voel. Om te dink ek moet terugstaan en sê ja, okay, is alright. Jy gaan nie jou voete was nie, maar laat God vrede oor jou gaan. Dis hoe dit werk nie. Was jou voete. Dis hoe dit werk met God. Petrus, kom as die vlees voor. Die vlees het ons altyd 'n ding teen die gees. Dis so snaaks, wanneer ons in die gees is, dan is daar niks fout. Maar wanneer ek kom by vleeslikheid, dan dink ek, my Here, dis winter. Wie sal nou hulle skoene uittrek? Kan ek jou vra, wie sal nou in die winter kom laat doop? Dis bietjie moeilik. Wie sal dan in die water klim wanneer dit winter is? Nou ek wil vir jou sê, as jy nog nooit in ijskoue water geklim het, dit slaat jou asem weg. Vra my, ek weet dit. Ek was daai jaar, moes ek in die water klim, ijskoue water in die hartie van die winter. Daai water is so koud, ek moet die werk doen, dit is my werk. Dit slaat jou asem weg, jy weet nie of het vandag of môre is. Dit vat jou asem heeltemal weg. Dit slaat, as jy gedink het, air freshener is lekker, of daai soet wat jy mond sit in jou asem is so lekker reuk. Luister, wanneer jy in ijskoue water kan besit, is jou asem weg. Dink nou net, as jy inklim, terwyl die Here die water roer. Ek wil vir jy verder lees. Die vlees kan nie geestelik die werklikheid verstaan nie. Nooit. Dit verstaan nooit die werklikheid nie. Vlees kan nie verstaan wat hier besig is om te gebeur nie. As jy met jou vleeslike gedagte hier kom, dan gaan jy sê vir my, pastoor, dit verstaan ek nie. Dan ek jou sê, weet jy hoekom nie? Want jy moet toch in die gees kom. Weet jy hoekom sit baie mense by die huis vandag, want ons leef vleeslik. Dis koud, luister, jy kan my hande voel, my hande is koud. Voel jy my hande trek? Dit is koud, ne? Dankie, dit is hoe ek dit is winter. Voel my hande en weet jy wat is winter? So is dit dieselfde, dis koud daar buiten. Maar weet jy wat is warm? Want ons hart aan die Here behoort. Stiep die Here jou aan die brand, dan begin jou geestelike oë oopgaan, jou ore gaan oop. Broer en suster, is jou ore oop vanoggend. Dit is of die agterlik, laat ek dit weer lees. Die vlees kan nie geestelik die werklikheid verstaan nie. Dit is of dit agterlik of voor, hierdie woord kan ek nie lees, deel van 'n rede nie. Of te dapper, of lafhartig, lafhartig, dit kan ek lees. Dis ons lafhartig om jou voete in koue water te drink. Dis lafhartig om my voete te was, pastoor, wie is jy om my voete te raak? My vrou raak nie so my voete nie. Luister my broer en my suster, ons moet begin diensbaar raak vir die Here. Oortuig te word, dit is die onbekwaam om ooit reg te wees. Dis ons onbekwaam om te sê ek gaan my broer en my suster se voete was. Of dit is onmoontlik, want ek hou nie daarvan nie. Die vlees moet sterf, sodat die gees lewendig kon word. Die Griekse teks sê eintlik, nie so lank die ewigheid verduur nie. En hoekom noem ek dit nou vir jy? Baie sal sê,
nie oor my dooie liggaam nie. Jy raak nie aan my voete vandag nie. Daar's nie manier nie. Luister my broer, my suster, dis wat Jesus gedoen het. Ek het hier neergeskryf sodat ek nie moet dit vergeet nie. Om te doen en hom wat hy gedoen het. So wie is ek en jy om te sê ek kan nie? Hierdie is my lekkerste woorde gewees. Die ou skryf, Calvin skryf dit. Hy sê by God is gehoorsaamheid beter as aanbidding. Gehoorsaamheid, broer en suster, ons beoefen gehoorsaamheid. Daar was geen skeiding van nederigheid nie by Jesus nie. Luister baie mooi. Die doel van die Here was duidelik prakties en eties. Jesus wat die Here is, het ook 'n voorbeeld gestel wat ons moet volg. Hy moet altyd meer word, terwyl ons altyd minder word. Ek wil vra met die wat ek gereël het om agtertoe te gaan, die broers en die susters, wat ons gaan help vanoggend. En ek gaan jou vra vanoggend, ek gaan afsluit. Ek wil vir jou vra, nie uitstap en sê, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie. Bietjie wat begin vergifnis, wanneer ek en jy reg maak teenoor God. Wees maar vir een slag nederig. Verneder jou nou vir een oomblik. Luister my broer en suster, bietjie wie gaan jou voete raak en ek. En ek gaan niks snaaks dink. En as jy gedink het, dit is iets snaaks, en jy kry skaam daaroor. Wees diensbaar vir die Here. Wees gehoorsaam vir 'n oomblik aan die Here. Wees gehoorsaam aan die woord van God. Nie aan my nie. Jy doen dit nie vir my nie. Jy doen dit nie vir 'n langshow nie. Ek doen dit nie vir my broer Frank nie. Ek doen dit nie vir broer Marius nie. Ek doen dit omdat ek meer van die Here wil hê in my lewe. Luister, steek daai trots in jou sak vanoggend. En dan gaan ek jou vra, julle gaan saam met my werk vanoggend. Want ek gaan ook daar gaan sit. Ek het ook vergifnis nodig. Weet jy wat, daar's baie keer, en ek wil hiermee afsluit, en dan gaan ek vra om op te staan. Daar's baie keer. En 'n vroukie het eendag vir my gesê, pastoor, ek kan nooit my man vergewe nie, omdat hy my gekrag het nie. Nooit kan ek daai man vergewe, omdat hy my kinders leed aan gedoen het nie. Wie is ek en jy? Wie is ek en jy? Om te sê, die Here kan jou gesond maak. Vergewe, vergeet en gaan aan. Ons is hier kinders van die Here, om die Here te dien. Dit wil hy nie om verskoning vra as ek hard praat met julle nie. Ek wil julle wys dat die Here dit wil spreek vir hierdie dag. As jy wil aangeraak word, luister, ek het dit gesê laasweek vir iemand, en ek sê dit vir myself ook, ek word 'n wonderwerk in my lewe. Daai kan dalk net wees dat my wonderwerk plaasvind vanoggend. Hoor wat ek vanoggend vir julle sê, dit is waar my wonderwerk gaan begin plaasvind. Dit is waar jou wonderwerk gaan plaasvind. Wil jy 'n wonderwerk in jou lewe hê? Laat toe dat jy gehoorsaam word aan die woord van die Here. Ek het hierdie storie opgemaak nie, dit kom uit die God van woord, van die woord van God uit. Ons doen dit nie met die kerk nie. Want ons word net gesout deur in die bank te sit. Ons is mos kinders van die Here. Werk in aksie. Wil jy sien wat die Here kan doen in jou lewe? Begin gehoorsaamheid toon. Dan gaan ek jy vra, jy gaan saam met my staan vanoggend. En jy gaan saam met my beweeg. Die vrouens gaan aan my linkerkant, die mans gaan aan die regterkant van my. En dan gaan ek jy vra, loop deur, laat hulle julle voete was, kom weer terug, moenie uitloop by die kerk uit nie. Hardloop weg nie, want daar is afkondigings, daar is belangrike goed wat ek vir jy moet sê vanoggend. Voordat jy uitstap, maar kom eers, laat hulle deurstap, en as jy klaar is, kom sit op jou bank. Ons kan begin so lank, en ek kan so lank begin deurstap. So